Goeiemôre. Dis heerlik om te groet op hierdie eerste Woensdag van die jaar Mei. 1 Mei 24. Ja nee, oggende is al later lig, maar dis net nog so 'n maand en 'n bietjie, né? Eintlik 'n maand en 'n 3/4, dan draai die son weer. Maar ek vertrou dit gaan baie goed by jou. My naam is Estie Geldenhuys en dis 'n voorreg om vandag weer 'n keer met jou te kan gesels in 'n nuwe reeks wat ek vandag begin. En in hierdie reeks wil ek kyk daarna hoe uniek ons elkeen in ons Vader is. Wie ons Vader het nie twee mense gemaak wat eeners is nie. En nou gaan dit nie oor looks nie. Dit gaan oor wat hy in ons ingebou het. En ek wil net eers sê, Vader, dankie dat ons vandag oor hierdie geweldige belangrike dinge kan begin dink en pyns. En Vader, ek bid dat dit regtig is wat ons sal doen. Vader, ek bid dat U my sal begelei om regtig dinge aan te spreek wat elkeen van ons, en ek sluit myself daarbey in, Vader, dat ons werklik sal stil word by U, om te verstaan, wie is dit wat U my bedoel om te wees? Is ek besig om in te groei in dit wat U verwagting was van my, toe U toegelaat het dat konsepsie met my in my moeder se skoot plaasgevind het, op die tyd toe dit gebeur het. Vader, daar's niks wat U doen sonder om te beplan nie. Verduidelik vir ons, wie is ek en wat maak ek hier? Wat is U bedoeling vir my hier op aarde? Kom spreek dit asseblief vir ons in hierdie reeks aan. Vader, en ek kan dit nie doen nie, maar U, deur die krag van U Gees, kan dit doen. En dit is wat ek bid. Kom spreek tot elkeen. Deur dit wat U my toelaat om te sê in hierdie boodskappe, maar dat elke ou dit sal vat en self verder by U uitklaar. Dankie, Vader, dat U getrou is, dat U liefde is en dat U dit vir elkeen van U kinders wil gee. Ek prys U naam daarvoor. Halleluja, amen. Nou ja, volgens Efesiërs 1 vers 4 het ons hemelse Vader ons voor die grondlegging van die wêreld gekies voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Dit is ons Vader se verwagting vir elkeen van ons. En toe laat hy toe dat koning Dawid 'n baie besonderse psalm skryf. Want jy sien, die ding wat ons moet snap is dat ons Vader self bepaal het. Hy het besluit wanneer in tyd en op watter kontinent elkeen van ons gebore sal word, uit watter kultuurgroep. En nou Psalm 139 wil ek 'n paar verse van lees, waar koning Dawid dit so duidelik stel. Hy het ook hierdie ding deurdink en oorgewonder. Hy sê, Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê. En U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here. U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor. U lê U hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog. Ek kom nie daarby nie. Waar sou ek heen gaan van U Gees en waarheen vlug van U aangesig? Klim ek op na die hemel? U is daar. En maak ek die doder uit my bed? Kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon. Ook daar sou U hand my lei en U regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie. En die nag gee lig soos die dag. Die duisternis is soos die lig.
dit is wat Dawid sê, so is dit vir ons Hemelse Vader. Want, vers 13, U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef, in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in U boek is hulle almal opgeskrywe, daar, toe alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, o God. Hoe geweldig is hulle volle som nie. Wil ek hulle tel? Hulle is meer as die sand. Word ek wakker? Dan is hy nog by my. En weet wat vir my die most amazing is van hierdie psalm, is dat, dink het hoeveel mense is op aarde. En op een oomblik, een moment, geld die volle waarheid van hierdie psalm vir elkeen wat ooit deur die Almagtige geskep is. Hy ken elke wese wat hy geskep het, soos wat koning Dawid dit hier beskryf het. Dankie Vader, dat U absoluut presies weet waar U met elkeen van ons op pad heen is. Vader, ons wil nie opmors en ons eie ding doen nie. Ons kies om so by U ingevleg te wees, dat U ons self kan leer en kan lei. Dankie Vader, ons eer U. Ja, dis op my hart om te gesels oor ons elkeen se absolute uniekheid voor ons Vader, want weet jy, ons moet basta na ander mense kyk en begeer wat hulle het. Dit wat ons Vader in my en jou ingebou het, is enig. Daar is nie nog een mens op aarde soos jy nie. Niemand anders het die presiese kombinasie van kwaliteite wat jy het nie. Hierdie is goddelike waarheid. Oorweeg dit en aanvaar dit en loof hom vir jou uniekheid. En luister, almal van ons het al ergens droog gemaak. Sit nou net asseblief eers al die droogmaakgedagtes tersyde en fokus op dit wat ons hier praat, dat ons Vader ons ken, dat hy ons uitgedink het en dat hy presies weet hoe ons verweef is. Want in elkeen van ons het ons Vader spesifieke dinge ingebou, gawes, talente, kwaliteite, en dit alles is uniek. Dink veral aan die unieke kombinasies, want baie van ons het dieselfde geite, maar nie in dieselfde kombinasies nie, nie in dieselfde krag nie. Ons uniekheid moet ons werklik waar ontdek. En ek wil nou graag met die metafoor van 'n duif oor al hierdie dinge met jou praat. Wie elke duif is uniek. Nie twee is presies eenders nie. En vandag is die kern van my boodskap, nou moet jy, as jy nou 'n uitgedagte het, kom gou terug, want jy moet nou snap wat ek nou sê. Wie wat? 'n Duif kyk nie waar hy vlieg nie. Maar waar hy kyk, daarheen vlieg hy. Het jy nou ooit 'n voël sien vlieg, 'n duif, enige voël, wat sy kop draai terwyl hy vlieg? Dit bestaan nie. 'n Voël kyk nie rond terwyl hy vlieg nie. Hy sal in goed vasvlieg, maar daar waar hy kyk, daarheen vlieg hy. Dit is asseblief die kern van my boodskap vandag, snap dit. Waar kyk ek en jy? Dis nou die toepassing. Waar kyk ek en jy terwyl ons lewe? Kyk ons na ons foute? Bly ons terugkyk na ons seer, ons mislukkings? Of kyk ons na die liefde en die wonder van ons Vader se bedoeling met my en hoe hy my daarvoor toegerus het?
Wees eerlik. Is my oë tog dalk meer gerig op myself, my begeertes, my eie waan, my pyn? Is my oë tog meer gerig op myself as op die wonder en die waarheid van ons Vader se gedagtes oor my? Ken ek sy gedagtes oor my? Wat verstaan ek van hoe en waarvoor hy my geskep het? Weet jy, ons het regtig nodig om te verstaan wat ons Vader se doel met ons as mens is. En dit is waarop ek nou wil fokus in hierdie volgende reeks. Maar ek vra jou, gaan dink asseblief. As ek sê 'n voël kyk nie waar hy vlieg nie, maar waar hy kyk, daarheen vlieg hy. Waar kyk ek en jy? Ek wil net ook vir jou herinner aan Efesiërs 1 vers 18. Deur die roeping wat ons Vader op elkeen van ons lewe geplaas het, kom daar hoop. Nie net vir onsself nie, maar ook vir ander. Want ons Vader het elkeen van ons vir 'n doel geskep. En daarom, dit wat uitgespreek word in Efesiërs 1:18, dat hy ons die verligte oë van die verstand sal gee, sodat ons kan weet, wat die hoop van sy roeping op ons is, en wat die heerlikheid van sy erfdeel is, wat hy vir my en jou bedoel het. Vader, dankie. Dankie dat ons dit kan vra vanmôre. Gee ons verligte oë van die verstand. Ons begeer om te weet wat die hoop van die roeping is wat U op my lewe geplaas het. En openbaar asseblief aan elkeen van ons die heerlikheid van U erfdeel wat U in ons ingewerk het in ons moeder se skoot reeds. Dankie Vader, dat U elke mens op aarde vir 'n doel geskep het. En ek begeer om regtig U doel vir my in hierdie lewe te verstaan. Mag ek dit ken en dan my oë daarop hou, sodat ek daarheen kan vlieg as ek 'n voël was. Ek prys U naam. Halleluja, amen.